Goeiemôre. Jy luister na die 8ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is: meer Adler as Freud asseblief. Ons het die voorreg om 'n paar maal om die son te reis. Hoeveel maal, weet niemand van ons nie. Dink aan die kere wat jy die voorreg het om die son te kon reis. En hoeveel jy elke keer verander het. Wou verander, moes verander. Is daar tye van stagnasie. Van die begin tot die einde, elke reis om die son is wesentlik 'n stoeigeveg met die kragte en magte wat 'n invloed op ons lewens uitoefen en wat ons uiteindelik vorm, afhangend van wat ons besluit. Is ons bloot passasiers om die son se reise, 'n vooraf bestemde weg? Of het ons besluite en navigeer ons self die uitkoms daarvan? Sigmund Freud was 'n Oostenrykse neuroloog en die vader van psigoanalise. Hy was van mening dat die onbewuste van die mens die grootste invloed uitoefen op ons lewens, dat dit die grootste dryfveer agter ons gedagtes en optrede is. Hy was van mening dat ons persoonlikheid 'n oorlogsfront is tussen 3 aspekte van ons persoonlikheid: die id, die ego en die superego. Die id word gedryf deur primitiewe begeertes van ons menswees. Die superego verteenwoordig ons morele gewete. En nou sit ons met hierdie stryd wie gaan wen. Maar die ego bemiddel tussen die twee. Dis baie verkort en vereenvoudig. Volgens Freud word volwassenes getuister deur die egos van ons onveranderlike verlede, wat ons slagoffers maak van ons omstandighede of ons slagoffers laat voel daarvan. En dat ons lewensbestemming bepaal word deur kragte buite ons beheer. 'n Tydgenoot van Freud, Alfred Adler, was aanvanklik deel van Freud se binnekring, maar het mettertyd van hom begin verskil oor die dryfvere agter ons gedagtes en ons optrede. Hy het nie saamgestem dat ons grootliks gedryf word deur die onbewuste en veral Freud se klem op die seksuele dryfvere daarachter nie. En hy het 'n alternatief voorgestel. 'n Alternatief wat vir Freud woedend gemaak het. Ons gedagtes en gedrag word bepaal deur ons sosiale konteks. Die mate waarin ons doelgerig leef en 'n besluit neem oor ons eie lewensbestemming. Ons word minder gedryf deur waar kom ek vandaan en baie meer deur waar gaan ek heen. 'n Mens kan nie ontken dat Freud 'n punt beet gehad het nie. Ons onderbewussyn stoor herinneringe uit ons verlede. En baie van ons oortuigings, gedagtes en gedrag word inderdaad beïnvloed deur die ervarings van ons kinderjare. Dis beslis so. Hoeveel mense het nie al voordeel getrek uit hipnoterapie byvoorbeeld nie? Dink daar's groot waarde daarin. Nie vir almal nie en nie in alle omstandighede nie, maar vir sommige mense in sommige omstandighede. Daar is egter een groot leemte aan Freud se benadering. En dit is dat dit mense van hulle gevoel van agentskap ontneem. Agentskap, agency, verwys na ons vermoë om nie deur omstandighede gevorm en bepaal te word nie, maar bewuslik te kan kies, te kan optree en verantwoordelikheid te dra. Ja, die verlede en die konteks van waarin ons leef, het 'n invloed, beslis so. Maar dit is nie beslissend nie. Ons bly verantwoordelik vir ons eie menswees, ons morele verantwoordelikheid en die rigting wat ons kies in ons lewe. Adler het gesê 'n groot dryfveer agter menslike gedrag is die strewe na superioriteit. Superioriteit nie in die sin dat jy ander mense daardeur domineer nie, maar hy het dit beskryf as die behoefte van elke mens om ervarings van minderwaardigheid en magteloosheid te oorkom en eerder te streef na persoonlike groei, vaardigheid, bekwaamheid en 'n betekenisvolle bestaan. Ons strewe na so 'n toekoms is verweef in ons sosiale lewens. Waar Freud gefokus het op die individualisme van elke mens, het hy eerder gepraat van die gemeenskapsgevoel. En hiermee het hy gesê, elke mens het die diepe behoefte
om deel te voel van 'n gemeenskap, 'n gevoel van behoort en ook die begeerte om 'n bydrae in ander mense se lewens te maak. Adler was oortuig dat elke mens oor die kreatiewe vermoë beskik om ons omstandighede self te vertolk en 'n toekoms te skep deur ons eie leefstyl. Met leefstyl het Adler verwys na elke mens se bloudruk, elke individu se unieke en konsekwente benadering tot die lewe, wat ons persoonlikheid, karakter en unieke gedragspatrone, gedagtes en emosies beskryf. Ek wil nou nie vanmôre myself slim hou en te sê ons moet kies tussen hierdie of daardie benadering tot menswees nie. Daar is geleerde mense, baie meer as ek, wat die fynere nuances van Freud en Adler sal uitwys en dies meer. Maar, as ek gedwing word om te kies, sal ek sê, meer Adler as Freud asseblief. Daar mag tye in 'n mens se lewe wees dat jy moet sin maak uit jou kinderjare en die invloed wat dit op ons gehad het. Maar sonder Adler se benadering, is ek bevrees, word ons die slagoffers van ons verlede en sodoende 'n slagoffer van ons eie onmag. Watter benadering tot ons menswees, dink jy, is nader aan 'n Bybelse benadering? Hoe sou 'n sielkundige se benadering jou verstaan en jou help om jou lewe te interpreteer? Volgens Freud of volgens Adler se verstaan van ons menswees? Hoe sou 'n gemeente lyk wat Freud se gedagtelyn volg? Of hoe sou 'n gemeente lyk wat eerder Adler se gedagtelyn volg? Nie dat Freud of Adler alles bepalend is nie, maar daar's tog breë lyne van hoe ons die lewe verstaan. Hoe sou die pastoraat lyk van jou predikant of jou beraader, met watter keuse hulle hier maak? Hoe sou ouerskap lyk vanuit hierdie verskillende benaderings? Hoe sou jy jou probleme takel in die lig hiervan? Hoe lyk iemand se stilte tyd in die lig hiervan? Hoe sou skole kinders benader in die lig hiervan? Hoe meer ek hieraan dink, hoe langer ek hieraan dink, hoe meer beslissend sal ek sê, meer Adler, asseblief. Waar staan jy vanmôre? Kom ons bid saam. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek en is 'n gebed van Reinhold Niebuhr. Here, wees my genadig en help my om myself te sien in die helder lig van U heiligheid, sodat die waarheid oor my sondige aard, wat ek met trots en verwaandheid probeer verberg, aan die lig sal kom. Here, vir wie daar geen geheim bestaan nie, konfronteer my met die valshede en maskers waarmee ek myself en ander probeer mislei. Here, reinig my. Here, laat my groei. Leer my om U in waarheid en in die lig te dien. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag